Die eerste les van jou graad 9 wiskunde gaan oor die getallestelsel. Nou, as jy mooi onthou, het jy in graad 8, net so ter wille van hersiening, al geleer van die verskillende getallestelsels van jou natuurlike getalle. Ons het geleer ons natuurlike getalle is 1, 2, 3, 4 ensovoorts, soos wat jy as 'n kleintjie leer tel het. Toe het ons in graad 8 die telgetalle bygebring wat ons gesê het, okay, dit sluit dan nou 0 in hierdie versameling in. 0, 1, 2, 3 ensovoorts. Dit was ons telgetalle. Onthou nou, ons eerste enetjie is ons natuurlike getalle. Dis soos wat jy as kind leer tel het. En ons tweede versamelingkie is ons telgetalle. Na ons telgetalle het ons geleer in graad 8 dat ons werk met ons versameling van heelgetalle. Ons versameling heelgetalle het ons gesê, brei ons nou hierdie natuurlike en telgetalle uit en ons skryf dit is -3, -2, -1. Dit sluit nou ons negatiewe getalle in. En dit is ons versameling heelgetalle. Uit dit uit kan ons 'n mooi sketsie maak van ons natuurlike getalle, ons telgetalle en ons heelgetalle. So, as julle reg onthou, het ons gesê ons natuurlike getalle is nou 1, 2, 3, 4 en dan het ons gesê, okay, ons gaan nou om hierdie natuurlike getalle is ons eerste versamelingkie. Dan is ons volgende enetjie wat bykom is ons telgetalle. Ons telgetalle sluit nou in 0 in by hierdie natuurlike getalle. Dit word ons nuwe versameling. Daar word nou 'n 0 ingesluit by dit. Toe het ons gesê, okay, nou gaan ons nog ons negatiewe getalle daarby insluit. Met ander woorde, hier kom ons getalletjies nou soos -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 by. Met ander woorde, dit word nou ons versameling heelgetalle. Met ander woorde, ons kan sien alle natuurlike getalle is heelgetalle, maar nie alle heelgetalle is natuurlike getalle nie. Alle natuurlike getalle is telgetalle, maar nie alle telgetalle is natuurlike getalle nie. Telgetalle is altyd deel van jou heelgetalle, as jy mooi kyk na dit. Nou is hier net 'n belangrike eienskap wat ons baie belangrik moet onthou, is dat 0 is nooit positief of negatief nie. 0 is maar 'n draadsitter. Hy word nie beskou as 'n positiewe of 'n negatiewe getal nie. So, ons heelgetalle sluit ons negatiewe getalle in. Ons natuurlike getalle is al ons positiewe getalle. Ons telgetalle is die versamelingkie 0 wat bykom. Nou, met hierdie agtergrondkennis wat ons nou het van ons graad 8 werk, gaan ons bietjie verder kyk na ons getallestelsel. Nou, as ons kyk na ons getallestelsel, kan ons hele getallestelsel opgesom word deur komplekse getalle. Goed, nou komplekse getalle is al die getalle wat in die getallestelsel bestaan. Komplekse getalle kan nou opgedeel word in ons reële getalle en dit is wat ons nou gaan leer, die onderskeid tussen ons reële getalle en dan ook in ons nie-reële getalle. Ons nie-reële getalle se ander naam kan ook nou imaginêr wees. Met ander woorde, ons komplekse getalle word opgedeel in hierdie twee groepe: reële getalle en nie-reële getalle.
Ons reële getalle se simbooltjie waarmee hy aangedui word is 'n R met 'n dubbelstreepie en ons nie-reële getalle of imaginêre getalle, die simbooltjie waarmee hy aangedui word is 'n R met 'n aksent. Met ander woorde, alle getalle wat nie reële getalle is nie reële getalle. Daai is ons twee groepe wat ons het uit ons komplekse getalle. Met ander woorde, ons nie-reële getalle is getalle wat nie bestaan nie. So op hierdie stadium leer ons nie-reële getalle is getalle wat byvoorbeeld getalletjies is soos minus die vierkantswortel van 5. Enige negatiewe getal onder 'n vierkantswortel, want daar kan nooit twee negatiewes gee positief, twee positiewes gee positief, so daar kan nooit 'n negatiewe getal onder 'n vierkantswortel staan nie. Al hierdie getalle is voorbeelde van nie-reële of imaginêre getalle. Minus 5 se vierkantswortel, minus 10 se vierkantswortel, minus 9 se vierkantswortel, minus 16 se vierkantswortel, minus 25 se vierkantswortel. Alhoewel 16 en 25 en 9 volkome vierkante is, omdat hier 'n minus voor hulle is dit 'n imaginêre of 'n nie-reële getal. Nou goed, ons reële getalle. Kom ons gaan terug na ons reële getalle toe. Ons reële getalle is die getalle waarmee ons gaan werk in ons getallestelsel. OK. Ons het nou al geleer, ons reële getalle gaan ons nou ook weer opdeel in twee groepe. Ons reële getalle kan ons opbreek in rasionale getalle. Rasionale getalle word aangedui deur 'n simbooltjie kie. En dan nou die ander een is ons irrasionale getalle. Irrasionale getalle word weer aangedui deur ons simbooltjie kie met die aksent. Met ander woorde, ons reële getalle verdeel ons weer in twee groepe, ons rasionale getalle en ons irrasionale getalle. Rasionale getalle word aangedui deur ons kie en ons irrasionale getalle word aangedui deur kie se aksent. Goed, nou is die volgende is die getalle wat julle ken. Ons rasionale getalle word weer verdeel tussen ons heelgetalle wat ons nou nog gesien het. Onthou julle, ons het gesê ons Z wat ons heelgetalle is. Wat is ons heelgetalle nou weer? Ons heelgetalle is al ons negatiewe getalle en ons positiewe getalle. Dit is ons heelgetalle. Dan word ons rasionale getalle nog erken. Onthou, ons het gesê die heelgetalle kan met ons telgetalle sluit mos nou ons heelgetalle sluit ons telgetalle in. Onthou, ons telgetalle is weer ons versamelingkie wat lyk soos 0, 1, 2, 3, 4 ensovoorts. Dit is ons telgetalle. En ons heel basiese rasionale getalle waarmee ons begin het, is ons natuurlike getalle. Ons natuurlike getalle is die getalle wat ons geleer gebruik het toe ons begin tel het, toe ons klein was. Ons natuurlike getalle is 1, 2, 3, 4, 5 ensovoorts. Nou al hierdie versamelingkies getalle wat ons nou al leer gebruik het, is ons rasionale getalle. So, as ons kyk na ons rasionale getalle, dan is daar nog 'n komponent van rasionale getalle.
wat ons kan sê, dit sluit alle breuke in, en dit sluit alle repeterende desimale breuke in. Goed, maar ek gaan nou vir julle 'n mooi samestellingkie gee van ons rasionale getalle. So, hier kan ons nou nog sê, ons rasionale getalle sluit alle breuke in. Breuke is met ander woorde al ons breuke wat geskryf kan word as 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal. Reg, met ander woorde enige breuk wat 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal is. Dit sluit alle eindigende desimale breuke in. Alle eindigende desimale breuke, met ander woorde 'n desimale breuk wat eindig soos 0,136, 0,2394. Alle eindigende desimale breuke, met ander woorde hy eindig. En dan ook natuurlik alle repeterende desimale breuke. Alle repeterende desimale breuke, daai repeterend sê vir my mos nou, dit is getalletjies wat kan repeteer, met ander woorde, ons praat van desimale breuke soos 0,222, wat ons kan skryf as 0,2 repeterend. Of byvoorbeeld 2,18. Daai 18 is repeterend, met ander woorde, dit sê vir my dis 2,1818 wat so herhaal. Dit is alle repeterende breuke. Met ander woorde, dit gee ons versameling rasionale getalle, bestaan uit ons heelgetalle, ons telgetalle, ons natuurlike getalle, en dan nou ons breuke. Goed, dit is ons rasionale getalle. Ons irrasionale getalle kan ons nou spesifiseer. Ons irrasionale getalle kan ons sê is weer in twee groepe, en dit is ons getalle wat nie volkome vierkante of volkome wortels is nie. Nie volkome wortels nie beteken as ek byvoorbeeld die vierkantswortel kry van 5. 5 is nou nie 'n volkome vierkant nie, so vir 5 kan jy nie 'n vierkantswortel bepaal nie. Met ander woorde, hierdie is nie 'n volkome wortel nie. As ek byvoorbeeld kyk na die derde magswortel van 2, dan is daai 2 is nie 'n volkome wortel, 'n volkome derde mag nie. Met ander woorde, ek kan nie sy derde magswortel bepaal nie. As ek byvoorbeeld kyk na die vierkantswortel van 32. 32 is nie 'n volkome vierkant nie. Met ander woorde, ek kan nie 'n volkome wortel kry vir hom nie, so 32 het nie 'n vierkantswortel, hy het 'n vierkantswortel, maar hy is nie 'n volkome vierkant nie. Dit is ons eerste groeperingkie vir irrasionale getalle. As ons nou kyk na ons irrasionale getalle, is dit ons eerste groeperingkie. Ons tweede groepering vir irrasionale getalle is, dit is alle nie eindigende, nie repeterende breuke. Met ander woorde, dit is desimale breuke wat nie 'n einde kry nie. Daai is ons nie eindigende desimale breuke, maak deel uit van ons irrasionale getalle. Voorbeelde van dit wat jy altyd sal kry in 'n eksamenvraestel is byvoorbeeld pi. Nou pi is 'n nie eindigende, nie repeterende breuk. As jy pi se waarde gaan uitwerk, dan gaan jy kry, dit is 2, en dan die antwoord wat jy verder kry,
is 'n nie eindigende, nie repeterende breek. So die eerste enetjie is 3,142857143, maar dan hou hy aan tot in der ewigheid. Goed. Volgende voorbeeld van 'n irrasionale getal is so byvoorbeeld 2,3517946, maar hy hou aan en aan en aan. Jou sakrekenaar dui dit nooit aan nie, maar dit is jou voorbeeld van jou irrasionale getalle. So as hulle vir jou in 'n eksamenvraestel vra om pi te klassifiseer, dan gaan jy sê pi is 'n irrasionale getal. Hy val ook dus onder reële getalle. Goed, dit maak al die getalle in ons getallestelsel uit. Ek gaan weer probeer om vir julle dit mooi duidelik te skryf, sodat julle kan verstaan hoe die getallestelsel in mekaar steek. Goed, so in die eerste plek het ons gesien ons natuurlike getalle. Ons natuurlike getalle is 1, 2, 3, 4, 5 ensovoorts. Dit is ons eerste kringetjie. Dan kom ons telgetalle by, met ander woorde, 0 word nou ingesluit in hierdie versameling. So dit is nou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dit is ons volgende versamelingkie. Met ander woorde, alle natuurlike getalle is telgetalle, maar nie alle telgetalle is natuurlike getalle nie. Dan is ons volgende versamelingkie wat ons skryf was ons heelgetalle. En ons heelgetalle het ons negatiewe getalle bygebring. Met ander woorde, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Dit is ons heelgetalle. Na ons heelgetalle kry ons rasionale getalle. Ons rasionale getalle kan ons skryf as 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal. Ons rasionale getalle is alle heelgetalle is daarbey ingesluit. Alle breuke, met ander woorde, dit is 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal. Voorbeelde van 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal is soos 3 op 4, 11 op 20, -5 op 11, 2 op -9. Dit is met ander woorde 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal. Alle eindigende desimale breuke. Alle eindigende desimale breuke is getalletjies soos 0,314, 0,25, 0,736. Dit is ons eindigende desimale breuke. Selfs 'n getal soos 2,419 is 'n eindigende desimale breuk. Alle repeterende breuke, met ander woorde, as ons kyk na alle repeterende breuke, dan kan ons sê dit is soos 0,6 repeterend. Wat ons nou sê, dit is 0,666666. Reg. 0,45 repeterend, met ander woorde, dis 0,4545454545. 2,18 repeterend, met ander woorde, dit is 2,18181818. Dit hou so aan. Dit word almal as rasionale getalle geklassifiseer. 1,123. Met ander woorde, dit gee vir my 1,123123.
Dit is al my rasionale getalle. So hierdie rasionale getalle sluit mos nou in. Jy kan mos nou sien jou rasionale getalle sluit jou heelgetalle, jou telgetalle en jou natuurlike getalle in. Met ander woorde, alle natuurlike getalle is rasionale getalle. Alle telgetalle is rasionale getalle. Alle heelgetalle is rasionale getalle. Dan kry ons nou ons groepie irrasionale getalle en ons groepie irrasionale getalle word aangedui deur my kie met my aksent. So, my irrasionale getalle is alle nie eindigende, het ons gesê, is alle nie eindigende, nie repeterende breuke. En dan het ons verder gesê, as ons kyk na 'n irrasionale getal, is dit 'n positiewe nie vierkant, as dit wat onder die wortel staan positief is, maar hy is nie 'n vierkant of 'n kwadraat nie, of dit is 'n nie kubieke getal wat onder 'n derde mag staan. Onthou, nie kubiek of nie derde mag. Nie kubiek of nie derde mag nie. Nou julle kan sien, hierdie irrasionale getalle staan buitekant die groepie van rasionale getalle. So, heelgetalle, telgetalle, natuurlike getalle maak nie deel uit van irrasionale getalle nie. Voorbeelde van irrasionale getalle. Kom ons kyk gou na voorbeelde van irrasionale getalle. Is byvoorbeeld 0,14381497 alle nie eindigende, nie repeterende breuke. So hy hou so aan. Die volgende voorbeeld wat ons na kan kyk, kan ons definitief sê, pi is ook een van irrasionale getalle, want as ons pi gaan uitwerk, dan is sy 3,1411529 ensovoorts tot in der ewigheid. 'n Positiewe nie vierkant is byvoorbeeld die vierkantswortel van 10, of die vierkantswortel van 15, of die vierkantswortel van 32. Met ander woorde, dit wat onder die vierkantswortel staan is nie 'n vierkant nie. Dan nou ook, as ons kyk na nie kubiek of nie derde mag nie, dan is 'n voorbeeld van 'n irrasionale getal soos die derde magswortel van 20. Want 20 is nie 'n volkome derde mag nie. Reg, die volgende derde mag kan wel 'n negatief hê, maar as ons kyk na die derde magswortel van -11, dan is hy ook irrasionaal, want 11 is nie 'n derde mag, 'n volkome derde mag nie. Nou goed, as ek kyk na al hierdie getalle in hierdie getallestelsel, dan kan ek hulle almal saamsit in 'n groot kringetjie, wat dan vir my getallestelsel van reële getalle gee. So my reële getalle is al die getalle in die getallestelsel. Dit is my reële getalle. Goed, dan is die laaste enetjie wat nou buite my reële getallestelsel lê, is my nie reële getalle. Dit is wat ons ook na gekyk het, met ander woorde, ons nie reële getalle. Ons nie reële getalle is denkbeeldige of imaginêre getalle, en dit is voorbeelde van soos -9, die vierkantswortel van 'n negatiewe getal, met ander woorde, die vierkantswortel van -10, vierkantswortel van -1. Enige so getalletjie is my nie reële getalle. Dit behels dan die lesie rondom jou getallestelsel wat jy in graad 9 leer gebruik. As ons net weer teruggaan,
kan jy mooi gaan kyk na al jou getalletjies wat ingedeel is. Jy kan hierdie getallestelseltjies nou inoefen deur die huiswerk wat ek vir jou gaan gee. Sodat jy mooi kan weet in watter groepie moet watter getal geklas word. En onthou, een getal kan meer as 2 klassifikasies hê. Soos byvoorbeeld, 2 is 'n natuurlike getal, hy is 'n telgetal, hy is 'n heelgetal en hy is 'n rasionale getal en hy is deel van my reële getalle. Geniet die huiswerkies.